Ek loop al hierdie hele week met hierdie gedagte, dat besef ons hoeveel waarde en hoeveel krag is in daai naam. Die naam bo elke naam. En ek wil vanoggend vir jou vra, wat is daar in jou lewe wat die naam van Jesus nodig het? Ek weet nie waarmee sukkel jy, wat is die uitdagings nie. Ek weet my God leef. En ons het vanoggend gesing, Yeshua, besef ons dat dit is in ons DNA ingedruk, dat wanneer ons die naam spreek, haal ons asem. Here, want so naby is wat my asem in my is, so naby is U aan elkeen van ons. En Vader, vanoggend wil ek niks kom bysit of niks wegvat as U naam. Want U naam is ver beter, ver meer, ver groter as enige ander naam. En vanoggend kom sê ons net, dankie. Here, U is so goed. Here, in hierdie gemeente sal dit altyd oor U gaan. Ons sal altyd mense na U toe wys. En die oomblik wat ons nie mense na U toe wys nie, dan mis ons die punt. Vanoggend kom bely ons, Here, ons is afhanklik van U en U alleen. Here, ek wil vra dat hierdie woord wat nou gaan uitgaan, op goeie en vrugbare grond sal val. Here, want U is goed vir goeie nuus. U is op pad iewers heen met ons. Ons is op pad dieper. En wanneer ons dieper gaan, gaan daar ongemak wees. Maar Here, dankie dat ons weet, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, dan gaan U saam met ons. Here, want U is die lig wat die skaduwee veroorsaak wanneer ons in daai dal is. En vanoggend wil ons net kom sê dankie. Here, mag U verheerlik word deur elke woord, alles wat gaan gebeur vanoggend. Ons het dan ook vanoggend die voorreg om die nagmaal te bedien. En ons dink terug na dit wat U vir ons aan die kruis gedoen het. Ons hou nie vas aan die kruis alleen nie, maar die kruis is 'n getuienis dat ons God bonatuurlik is. Dat ons God leef en dat hy lief is vir ons. En die leë graf is 'n teken dat U nog steeds leef. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie julle. So. Ek ligte voel ekstra skerp vol. Roan, ek sien jou darm. Dit help. Ja. Is die Here goed? Is dit die beste wat julle kan doen? Oom Wessel, skus Oom Wessel. Ja? Hoe is die Mark? Gaan hom iets sê? Dankie Mike. Terwyl jy daar gesit het ek gesien hoe jou Bybel so bladsy beweeg. Ek weet daar's baie. Maar ek het gesien hoe word dit vir jou gedraai, vir jou geflip. Ek het weer eens vanoggend besef hoe groot en magtig is God. Amen. Hoeveel wonderwerke hy elke dag in ons lewens doen. Mike, ek staan vanoggend hier, want hierdie was op my hart gedruk. Dat ek vir jou vanoggend kom sê, wat ook al jou woord is, dat God hierdie vir jou uit jou skoene uit sal seën. Ek voel en ek beleef God vanoggend in hierdie gemeente, soos nog nooit in my lewe nie. En ek sê dankie daarvoor. Amen. Rogie. Knoppietjies. Oom Wessel, baie dankie. Weer eens alle eer aan die Here.
Dis my so groot voorreg om vanoggend weer hier voor julle te staan. En ek wil elkeen van julle verseker dat ek hierdie nie ligtelik opneem nie. Ons het in die week het ek 'n man en vrou gesien wat binnekort trou. En terwyl ek besig is om die trouvoorbereiding te besef ek dat deur die pad wat ek en my vroutjie gestap het in die kerk tot vandag toe, het ons die voorreg om absoluut niks net sommer te doen nie. Ek sal nie 'n troue doen nie, ek sal nie nagmaal doen nie, ek sal nie woord bedien as dit nie deur God geïnspireerd is nie. En dis volgens vir my 'n groot voorreg om saam met julle te kan kuier rondom die woord en God se goedheid en grootheid. Is hy nie goed vanoggend nie? Kan ons beter doen as nou? Kan ons nog een keer probeer? Ek voel baie ongemaklik met die baadjie hier voor, soos julle kan sien. Maar dit is vir my 'n groot voorreg en ek wil vanoggend dankie sê dat julle goeie nuus gekies het en dat elkeen van julle deel is van hierdie familie. Ek kan nie nou almal van julle sien nie, maar weet dat ons waardeer julle. Dankie vir elkeen wat gee en saai in hierdie grond en bediening. Ek wil julle verseker dat ons werk met die grootste respek met elke sent, want God bly goeie nuus se bron. Ek sê dit nie net sommer vanoggend nie. As julle weet waardeur ek hierdie week is om regtig by God se voete te gaan sit. Dit was sekerlik een van die besigste weke wat ek gehad het vandat ons hier aangekom het. En dan is dit so maklik om fokus te verloor. Want ons het so maklik verskonings. Here, ek kan nie want ek is moeg of ek het hierdie of daai. Maar vanoggend wil ek vir die Here kom dankie sê. Dankie vir elke persoon wat getrou is in hierdie gemeente. Elke volonteer, of dit nou die musiekdepartement, klank, koffie, elkeen is wat groet, verwelkom die gasbruidspan, elkeen wat help, langsang in die projek, die veld, die nagmaal voorberei en soveel meer. En dan ook natuurlik die tegniese span daar agter. Dankie vir die persone wat ons gehelp het in die veldjie om hom in hierdie week netjies te maak. Julle weet wie is julle. Uit die grootste respek sê ek net dankie. Dis nie net vir dit wat in hierdie week gebeur het nie, maar elke Saterdag en elke week is daar ure se harde werk wat gaan. Dankie ook aan die persoon wat ons gehelp het met die bruggie, die tydelike ene wat op is. En dan natuurlik die permanente ene wat op pad is. Dit gaan ons baie help. Maar vanoggend wil ek net hierdie tyd gebruik om vir julle dankie te sê. Dankie, ons sien elkeen van julle raak. Mag die Here julle ryklik seën. En die manier hoe julle sy koninkryk bedien, in dit werk, en dit saai, en julle maak 'n verskil. Ek het vir die Here gevra, Here, hoekom moet ek so begin? Hierdie moet ek eintlik in die begin van die diens doen. Maar ek staan vanoggend hier, soos om Wessel ook nou gesê het, met dankbaarheid. My tema vir vanoggend op hierdie Moedersdag 2025 is die wysheid van 'n goddelike vrou. Terwyl ek hierdie week deurgaan en ek bid, is hierdie Engelse woorde, en as julle weet, Engels is net selfverdediging vir my, dan is hierdie Engelse tema, the hidden heroes in our lives. En ek wil vanoggend vir elke moeder in ons gemeente dankie sê. Ons waardeer julle. As ek kyk na my eie persoonlike vroutjie, die moeder van ons 2 prinsesse, ek kyk na my eie moeder, na my eie skoonmoeder, en ons so baie ander moeders in elkeen van ons se lewens in en om, dan sien ek 1 Korintiërs 13 raak. Wie van julle weet wat daar staan? Wie gaan ek kom kwyt? Nee, ek sal dit nie doen nie. 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7 staan daar: die liefde is geduldig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde blaas nie sy eie beel nie, is nie vol van homself nie. Dit tree nie onwaardig op nie. Dit stel nie sy eie belang voorop nie. Dit is nie kort van draad nie. Dit hou nie boek van die kwaad wat aan hom gedoen is nie. Dit treur oor die onreg wat plaasvind en dit juig as die waarheid seëvier. Baie belangrik die volgende stuk. Die liefde bly stil oor ander se foute. Dit bly steeds vertrou, maak nie saak wat gebeur nie. Dit hou aan met hoop.
en dit verduur alles. As ek aan 'n mamma dink en 'n vrou dink, dan sien ek daai. En spesifiek, ek is baie geseënd om soveel vrouens in my lewe te hê wat 'n invloed het. Maar as ek dink aan ons moeders, soos Anton en Marius nou gesê het, 'n moeder is nie net iemand wat 'n kind het nie. As ek dink aan elke moeder in ons lewens, dan sien ons so baie van hierdie eienskappe, sien ons raak. En baie van ons moeders het al daai punte by hulle. My hartsbegeerte met hierdie jaar se tema dieper, is dit kan ons as Goeie Nuus gemeente nie ook op 'n plek kom, waar ons hierdie kenmerke, anoniem, nee, wat is die woord? Sonder dat ons dit sê, dat ons dit vir mense sal wys, dat 1 Korintiërs 13 deel is van ons lewens nie. Ek wil vanoggend vir julle sê, ek is dankbaar vir elke moeder in hierdie lewe. Terwyl ek hierdie tik, toe dog ek gaan maar eerder nie my ma ontbloot vanoggend nie, maar my ma het 2 seuns grootgemaak, en ek was die soetste ene. Engel, jy kan getuig. Oom Andrei, moenie lag hier, oom. Ek was regtig soet. Maar my ma het soveel keer opgekom vir ons om ons te beskerm. Partykeer het sy onkerklike gedrag gebruik ook. Maar vandag sê ons dankie vir die moeders. Ek weet nie of my ma hierdie gaan sê nie, maar vanoggend is ek dankbaar. En ek wil jou vra, as jou moeder nog hier is, waardeer haar. Nog beter as sy vanoggend in hierdie kerkgebou is, gryp haar hand, hou haar vas, sê dankie. Want hier is soveel van ons wat vanoggend nie meer daai geleentheid het nie. Maar ek se opinie, hoor mooi, dis my opinie, is dat 'n mamma is die oorspronklike individu wat in voltydse bediening, fulltime ministry gestaan en steeds staan. Julle het daai video gesien hoe ons die diens begin het. Om 'n mamma te wees is voorware 24 ure per dag, 7 dae 'n week, roeping. Ek spesifiek wil ek sê roeping. Want God het jou geroep om 'n mamma te wees. Jy kan dink dis per toeval dalk. Ek wil vanoggend vir jou sê, in die koninkryk van God is al niks per toeval nie. Jy is geroep deur God as 'n mamma. 'n Baie goeie definisie van 'n goddelike vrou kry ons natuurlik in Spreuke 31 vers 10 tot 31 en ek gaan nie alles lees nie. Ek wil jou vra om vir my 'n guns te doen en gaan lees dit sommer vandag. En dan sê jy vir die Here dankie vir die mammas in jou lewe. Spreuke 31 teken 'n prentjie van 'n mamma, van 'n vrou wat deur God geroep is. In die Engelse vertalings beskryf baie van die Engelse vertalings dit hierdie hoofstuk, hierdie naam, hierdie vrou as 'n virtuous woman. 'n Eerbare, 'n etiese en 'n morele vrou. Ken julle sulke vrouens? Het ons gemeente sulke vrouens? Ek kan vanoggend sê amen. Die ander woord wat hulle gebruik is praiseworthy woman. Dis 'n lofwaardige of 'n prysingswaardige vrou. Ek wat op die plaas groot geword het en van dissies toe gegaan het, sou jy geweet het dat as ek die bul as 'n prentjie kan gebruik, was dit 'n stoetbul. Dit was 'n mamma wat kan uitgestal word, wat nie weggesteek word nie. Dit is 'n mamma wat 'n verskil maak. En so 'n vrou is, as ek die Engelse woord kan gebruik, priceless. En baie skaars in vandag se lewe. Daarom eer ek die Here. Want die dag toe hy die prys kom betaal het aan daai kruis, het ons staanplek teruggekry as kinders van God. En vanoggend ken elkeen van ons ten minste een vrou wat so tipe vrou is. Spreuke 31 vers 25 en 26 in die boodskapvertaling staan daar: sy is geestelik sterk. Sy tree altyd waardig op. Vir die toekoms is sy nie bang nie. Haar wyse woorde help ander om reg te leef. Sy het goeie raad vir 'n gelukkige lewe. Ek is seker as
as 'n gemeente vanoggend Spreuke 31 die hele ene saam gaan lees. En ons gaan bietjie daaroor gesels of die Engelse woord soap daaroor. Gaan ons met baie kenmerke vorendag kan kom vanoggend. Ek het net so, dink is 4 uitgehaal. Nou die eerste ene is so mamma, so 'n vrou, werk altyd hard. Sy kyk mooi na haar huishouding. Tweedens, sy gee om en gee altyd haar beste vir die wat in nood is, veral as dit haar eie kroos is. Haar eie kinders is, sal sy alles gee. Derdens is sy's lief vir haar Skepper en eer hom in alles wat sy doen. En laastens, sy's onvoorwaardelik lief vir haar mense. Dit is 'n koningskind. Dit is 'n mamma, dit is 'n vrou wat aangeraak is deur Christus. En vanoggend kom eer ons hulle. Tweedens, kyk ons in Eksodus 2, vertel die Bybel vir ons van Moses se moeder. Wie van julle ken haar naam? Wat was Moses se moeder se naam? Moet ons 'n Bybelstudie begin by die kerk? Ek hoop ek sê dit reg. Vir die Engels het dit baie vreemd gesê, maar Jochebed, het ek dit reg gesê. Ek dank die Here dat ons nie meer sulke name nie. Jochebed. Want sy was 'n mamma wat alles op die spel sou plaas om haar seun te beskerm. En sy het God met alles in haar vertrou. En sy het haar seun in God se hande gelaat en vertrou dat hy sal veilig wees. Wie van ons sal dit vandag doen? Hoopelik nie in die Kliprivier nie. Iemand weet waarvan ek praat. Tweedens, kyk ons in 2 Timoteus 1, lees ons van 'n moeder, Eunice, en 'n ouma, Lois, wat se geloof 'n verskil gemaak het in 'n jong man se lewe tot op so 'n plek waar dit so groot impak gehad het in die geskiedenis. En ons lees tot vandag toe nog van Timoteus. Hulle het hom in geloof gedien. Hulle het hulle geloof oorgedra en dit was Timoteus se voorbeeld. Hierdie 2 vrouens het hulle lewens so geleef dat hy vrug gedra het en nie net die mense by die kerk het dit gesien nie. Almal het dit gesien. Hierdie 2 dames se invloed het generasies na hulle beïnvloed. Ken julle sulke mense? Dalk 'n moeder wat nie meer vandag hier is nie. Jy sien nog steeds die invloed wat sy het in hierdie lewe. Dit is 'n 2 Timoteus 1 voorbeeld. En dan natuurlik kan ons nie na Jesus of na moeders kyk en nie na Jesus se moeder kyk nie. In Lukas 1:26 tot 56 lees ons dat Jesus se moeder het met geloof geleef. Soveel so dat sy, as ek dit so kan stel, blindeliks alles geglo het. As jy nou ooit 'n verhaal soek wat die voordele van gehoorsaamheid aan God inhou, is dit hierdie storie. Maria is deur God gekies. En ek wil hierso dit vanoggend vir julle weer eens kom vasmaak. Terwyl ek voorberei, sê die Heilige Gees vir my dat hier gaan mammas wees vanoggend hier en dan ook aanlyn dalk kyk. Wat voel jy's per toeval 'n mamma? Iemand het jou te nagekom. Ek wil vanoggend vir jou sê dat elke moeder is deur God en God alleen gekies. Ek gee nie om wie jy is nie. Ek wil sommer hier ook iets hartseer deel. En ek wil hierso al die dames intrek wat graag kinders wil hê, maar wat nie kan nie. Hierdie is iets wat baie naby aan my en Madeleine se harte is. Daar's op 'n tyd in ons lewens ook vir ons gesê ons kan nie kinders hê nie. Na ons 2 miskrame. Maar God het altyd die laaste sê. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, as jy dalk hierso sit of aanlyn luister, hoor my baie mooi vanoggend. Iewers in hierdie lewe is daar iemand en selfs meer as een persoon wat na jou toe opkyk. Wat vir jou lief is en wat jou voorbeeld volg. Al is dit by die werk, dalk is dit by die skool. Ek weet nie waar beweeg julle nie. God het jou gekies vir 'n tyd soos die.
Mamma, God het jou gekies om 'n verskil te maak. Maria het in geloof gereageer in gehoorsaamheid tot God se plan vir haar lewe en in haar lewe. En weet julle wat is die amazing ding van haar storie? Die redder van die heelal is gebore. En hy is haar seun. Ek dink hierdie gaan op die bord wees. One simple step of obedience can forever change your life. As Maria nie gereageer het nie, het sy uitgemis. En ek wil volgens vir jouself voel daai gestap van gehoorsaamheid, hoe snaaks, al is dit hoe vreemd, al maak dit nie sin nie, al moet jy 'n boot bou in 'n woestyn, doen dit, as God vir jou daai woord gegee het. Want God gaan hierdie mense, wat jy so uithaal, se monde stil maak. Ek wil jou bemoedig, ek het vanoggend dat ek en my vroukie dit saam geluister, Psalm 139, so bekend by baie van ons. In die Nuwe Lewende Vertaling, gaan lees hom vandag. Want God het 'n plan met elkeen van ons. Ek en jy sal nooit weet, dalk nooit besef wat se impak jou bloedlyn, jou nageslag in hierdie wêreld kan en gaan hê nie. Ek het al baie gesê, dat ek glo, dat mammas is die gom wat die samelewing aan die gang hou. As ek aan mammas dink, dan sien ek 'n mamma of 'n ouma wat elke oggend op haar knie is en bid vir mense. Ek wil Spreuke 31 vers 28 ook by julle los vanoggend en dit is baie belangrik. Daar staan haar kinders staan op en prys haar. Haar man spog met haar. Manne, wanneer laas het julle met julle vrouens gespog? Kinders, wanneer laas was jy trots op jou ma? Ek wil vanoggend vir julle vra, doen vandag ietsie wat jou mense kan sien dat jy waardeer hulle. Moet asseblief nie wag totdat dit te laat is om die dames in jou lewe te waardeer nie. Geef vir haar blomme terwyl jy nog kan. Geef vir haar blomme terwyl sy nog haar blomme kan ruik. En ek praat nie van die fisiese blomme nie. Jy kan dit ook doen. Maar ek weet party mense dink is baie geld mors. Ek hou van blomme, nie om dit te kry nie, om dit te gee. Ja, ek wil nie blomme hê nie. Maar ek sal dit graag gee. Ek wil sommer op hierdie punt ietsie baie ernstig ook met julle deel. Ek het net in hierdie week het ons gehoor van 'n klomp mense wat oorlede is. Ek wil vanoggend vir jou sê, maak seker dat die mense in jou lewe weet hoe jy oor hulle voel. Moenie wag vir môre nie. Sê vandag vir hulle hoe jy oor hulle voel. Veral as jy van hulle hou. Veral as jy vir hulle lief is. Ons doen dit nie meer nie. Want die wêreld het kom by ons kom steel. Ek wil vanoggend vir jou sê, doen dit. En kyk, hoe kan dit jou verras? Ek het op 'n stadium 'n storie gehoor van 'n jong man wat sy eerste meisie huis toe moes gevat het. Manne, onthou julle daai tye. Dank die Here, dis verby. Die jong man moet die meisie huis toe vat om sy ouers te ontmoet. En by die huis aangekom na 'n rukkie se gekuier, kan hierdie jong man sien sy ma like hierdie meisie glad nie. Hy dog toe wel, ek gaan nog 'n tweede keer met 'n ander meisie probeer, 'n tweede meisie, dieselfde. Die derde meisie, dieselfde uitkoms. Maar met die vierde een dog hy gaan iemand kies wat soos sy ma lyk en soos sy ma is, want dan gaan hy mos wen. Maar toe hou die pa nie van haar nie. Ek praat nie van dit nie. Ja, julle ons moet lag. Hoekom deel ek hierdie met julle? Ekskuus julle. Ek deel volgende hierdie met jou. Want die vyand het by ons so baie kom steel, dat ons nie meer die mense in ons lewens waardeer nie. Ons wag tot op 'n begrafnis, of 'n troue,
of 'n groot kerkbyeenkoms om ons mense te waardeer. Ek wil vanoggend vir jou sê, wees lief vir jou mense. Want hulle is nie per toeval daar nie. Jy is ook nie per toeval daar nie. Ek het so 2-3 weke terug het ek ietsie korts gedeel van my getuienis en ek was 'n oepsie baba. Ek weet nie wat is die Afrikaans. Ja, julle weet wat ek bedoel. En vir baie jare in my lewe het die vyand dit gebruik teen my om vir my te sê jy het geen bestaansreg nie. Want families is uit mekaar uitgeskeer. En hierdie kant toe en daai kant toe. Maar daar's nie een van ons wat volgend hierso sit. Dit sluit myself daarbey in. Wat per toeval hier is nie. God het met elkeen 'n plan en 'n doel. Ek begin klaarmaak, beloof. Eksodus 20:12. Eer jou vader en jou moeder, dat die dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Hoe ouer ek word, hoe meer ek daagliks hiermee werk, besef ek die waarde van daai sinnetjie. Eer jou vader en jou moeder, dat die dae van jou lewe kan verleng word. Julle, dis nie opsioneel nie. Dis nie 'n keuse nie. Daai is 'n opdrag. Dis 'n opdrag met 'n beloning ingesluit. 2 vir 1. Wie van julle hou daarvan? Ek ken baie van julle in hierdie gemeente wat special shop. 2 vir 1. Eer jou vader en jou moeder en die res sal vir jou bygevoeg word. Die Here sal jou daar verleng. Maar ek sê nie so nie, die woord van God sê so. Ek sluit af met hierdie volgende. Ouers, mamas, begin bid dat die Heilige Gees julle kinders sal verseël en sal vul, sodat die Heilige Gees jou kan help om hulle groot te maak in God se weë. Julle, ons sit met telke situasies waar ons met papas en mamas moet sit, of met kinders moet sit, wat deur moeilike tye gaan. Ek wil vanoggend vir jou vra, begin vandag vir jou kinders bid, dat die Heilige Gees elkeen van hulle so sal toemaak, in die rots, wat ewig sal staan, dat die vyand hulle sal soek en hulle nie sal kry nie. Moenie ophou bid vir hulle nie. Ek weet hier sit 'n paar van ons ouers in die gemeente, wat deur baie moeilike tye gaan vanoggend, as dit kom by julle kinders. Moenie ophou bid nie. Vra die Heilige Gees om jou te help. Wat ek nie geweet het nie, is dat my eie pa en ma het vir my gebid, nog voor ek het geweet het. Maar jy gaan ook vanoggend hier so sit en vir my sê, maar pastoor, wat weet jy, jou kinders is nog klein. Dis dalk waar. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, dat ek het vir hulle gebid, nog voor hulle gebore was. Terwyl hulle in my vroutjie se maag was, het ek my hand op haar maag gesit. En ek het die Heilige Gees gevra om my kinders toe te maak, veilig te hou. En ons sien amper daagliks hoe die Here ons kinders beskerm. Ek wil vanoggend vir jou vra, begin vandag, as jy dit doen, hou aan, maar bid vir jou kinders, dat die Heilige Gees hulle sal omkoop. Nie omkoop is die verkeerde woord, sal omploeg, dat hy die ou grond niet sal maak, dat die pyn van die verlede sal verdwyn, en dat ons op 'n plek sal kom, waar ons en ons huise die Here sal dien. Hier sit iemand vanoggend in hierdie huis, wat net in hierdie week getuig het, hoe God 'n bonatuurlike werk in haar kind se lewe gedoen het, omdat ons bid, omdat ons vir hulle bid. Ons almal het hulp nodig, veral in vandag se lewe. Of jou kitsel groot is, of klein is, of dalk sit jy hier en jy's verwagtend, of dalk kom dit nog vir jou. Die Heilige Gees is die perfekte hulpmiddel, en hy sal jou help. Hy is ons helper, Johannes 14. En mamas, as jy volgende bekommerd is oor jou kinders, dalk vir die regte liefde pasmaat, vir 'n Bybelse verhouding, dalk is jy bekommerd dat hulle nie die Here dien nie, dalk is dit hulle vriende wat verkeerd is,
Of dalk is jy bekommerd oor jou kinders se toekoms in Suid-Afrika. Dit maak nie saak waar jy bekommerd is nie. Vra die Heilige Gees vandag om 'n verskil te kom maak. En om ons te kom help. En ons sal verstom staan wat die Heilige Gees in en deur ons kan doen. Kan ek asseblief vra dat al goeie nuus se mammas op hulle voete sal staan? Almal wat 'n mamma is. Ek wil vanoggend vir jou sê as jy dit nie geweet het nie. God het jou uitgekies as 'n vrou, as 'n mamma vir 'n tyd soos die. Ek wens ek kan dit nog ernstiger sê. God het elkeen van julle uitgekies, selfs die wat aanlyn kyk, selfs die wat nie vanoggend hier kan wees nie. Vir 'n tyd soos die. Ons as Goeie Nuus Kerk celebrate elkeen van julle vandag. Elke liewe een van julle. Dankie vir die invloed wat julle in die koninkryk van God het. Ons waardeer elkeen van ons mammas. En in Goeie Nuus se oë is julle heroes. Ek sê dit nie net sommer nie. In Goeie Nuus se oë sien ons julle raak. En vandag celebrate ons julle. Ek wil net gou 'n gebed doen en dan gaan ek vir Julia oorgee en dan gaan ons verder. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir elke mamma hier tussen ons vandag. Of dit aanlyn is of selfs die wat nie vandag hier kan wees nie, wat later dalk gaan kyk. Dankie vir elke mamma. My opregte gebed vir elke moeder is dat elkeen van ons sal getuig waarlik U goedheid en U trou vergesel my al die dae van my lewe. En ek sal bly in die huis van die Here solank as wat ek lewe. Psalm 23:6. Vader, vanoggend kom sê ons dankie vir elke moeder, oud en jonk. Heilige Gees, ek wil vanoggend kom en ek wil bid dat U elke persoon wat hierso sit, wat aanlyn luister, wat vandag hartseer is, want hulle moeders is dalk nie meer hier vandag nie. Kom vou elkeen van hulle toe met die troue liefde. En kom vertroos U hulle spesiaal vandag. Here, ek sien hierdie prentjie waar U kom en ons mamma sit in die bors vasdruk. Vir hulle sê wel gedaan, goeie getroue dienskneg. Net as die wêreld daar buite mans nodig het om op te staan, het die wêreld vrouens, mammas nodig om op te staan. Die liggaam van Christus was vir lank genoeg doormand. It's time to rise up, church. It's time to rise up, mothers. Ons as gemeente is lief vir elkeen van ons mammas. En ons is so lief vir ons Vader. Ons is so afhanklik van hom. Here, ek kom vandag en ek bid, gebruik ons, vergroot ons grondgebied en laat U koninkryk kom in Jesus naam.